Okay, so wanneer jy 'n pivot opsit, hierdie is 'n langtermyn kapitale uitleg op die einde van die dag. Kan beteken. Hoe lyk jou running cost? Want dit gaan nie net altyd oor ook wat is die prys wat jy vir die besigheid betaal nie. Hoe lyk jou running cost in die toekoms en hoe lyk hy oor 30 jaar? Ek praat met Teens, hy gaan my meer vertel. Center 360 is al 31 jaar in die game. Hoe lyk die pivots wat hulle opgesit het en ook laagste running cost in die bedryf? Kom ons luister. Teens, hoe lyk dit? Goed met jou. Nee, doodstil, rustig. Okay, Center 360. Eerste ding is, ek vra jou nou, hoe lank is julle al in die game? Jy sê 31 jaar, dus ek, okay, dan is dit veilig om te sê, julle is dan nie 'n fly-by night nie, nee. Nee, ons vertrou so. Sê vir my, wat is die maatskappy etiek wat julle uitgekry het om 31 jaar al en kyk, landbou is mos nou die hele tyd so. Ja. En ek dink hierdie jaar is weer een van daai jare wat ons bietjie geleer het hoe volatiel hy kan wees. Hoe het julle 31 jaar gesurvive in hierdie bedryf? Interessante vraag. Ek dink 'n ou kyk na koste, waarde vir geld vir die kliënt. Jy kan korttermyn besigheid doen. Ons weet almal dit byt jou. So ons hele beleid is om 'n goeie produk so goed as wat ons kan te vervaardig en te bly innoveer aan die produk en dan absoluut net die waarde vir geld vir 'n kliënt te gee. So ons trek hom dwars deur. Waar jy 'n goeie produk het, sal jy ouens agterkom as hulle onderdele koop later en jy het daai eksklusiewe voordeel as 'n ou spesifieke onderdeel op 'n struktuur koop. Jy is die enigste ou wat dit het. En ons het net besluit ons gaan dit nie uitbuit nie. Ons gaan regtig die waarde deurtrek. So ons waardevolste kliënte is die ouens wat die oudste masjiene het, wat besef wat hy werklik in die hand het. Nou, hoe lyk die goed wat nou al, kom ons sê, so 30 jaar in die mark is? Ek weet, ons het nou weer 'n stuk grond bygehuur en daar's 'n Center 360 op, wat ek weet wat al meer as 20 jaar oud is en hy hardloop nog net aan mekaar. Dis wat ons heeltyd as terugvoer kry. Dis die langdurigheid en die lewensduur wat jy uit die masjiene kry, is wat die ouens vir ons sê. En baie ouens sê vir ons as hy tweedehands koop, dan gaan soek hy 'n Center 360, want hy weet dit is wat hou. So dit is ons mikpunt en ons is dankbaar om dit te kan in die praktyk na jare bewys. Nou, ek ben behalwe vir die struktuurgedeelte nê wat heeltemal uniek is en jy weet hoe meer ek dink oor hierdie ding, hoe meer hou ek meer van 'n pyp as 'n angle iron, nê. Ja. Maar dit is ook een van daai goed dat jy so half in jou kop vir jouself moes uitgeredeneer het, want jy's so gewoond om 'n ding op 'n sekere manier basies te doen. Hoe lyk julle running cost op hierdie goed, op die masjiene? Wel, dis nou 'n baie ingewikkelde vraag in werklikheid, want jy kan hoe lank is 'n stukkie tou? Ja, jy kan nou loopkoste en pompe kyk. Dit het meer met ontwerp van die stelsel te doen. Ons werk op laadruk pakkette en al hierdie tipe goed. Maar as jy na die meganika se lewensduur kyk, dis waar ons regtig uitstaan by die res. Almal kan 'n sprinkelpakket ordentlik doen as hulle 'n goeie sprinkelpakket opsit. Jy kan 'n goeie stelselontwerp doen, maar die uitstaan kom by die produk wat net bly funksioneer. So struktuurgewys, julle het nie issues nie, né? Nee, inteendeel. Langspan strukture kom die ouens terug na ons toe en sê maar hulle het masjiene wat hulle sleep wat langtorings 64 het wat vir jare al loop en wat dood eenvoudig niks oorkom nie en hulle vind dat langspanne geneig is om met verloop van jare probleme te gee op baie ander masjiene en dit bewys maar net weer die ongelooflike sterkte van die struktuur. Kyk voordeel met die ekstra aan kom vir ons deur. Ek het 'n ander vraag wat ek nou wil vra. Ek het nie nodig om tot daar te loop nie. Ek kan jou sommer net die vra. Nee. Nou daar, nee, ons moet nou maar al die probleme op 'n wat begin, nee. Daai gooseneck. Ja. En as ek mos nou daar kom en dan sien ek by die water by daai gooseneck uit dan kan ek 'n aanval kry as ek dit so kan stel. Hoe lyk julle design daarso en want soos ek het verstaan, julle het nie daai probleme nie. Nee, die seel wat gebruik word is 'n tipe lipseel, maar hy het 'n baie stewiger materiaal in en hy word redelik onder druk ingesit. So die voordeel wat ons het, as baie meer materiaal, so hy sluit nie gou die dun randjie van 'n lipseel weg nie. En ons kry dit baie jare hou. As jy hom nie seermaak met die insit nie, en is die pyp wat onder uitkom nie skeef ingesit is wanneer die manne partykeer hulle inlate bou nie, dan hou daai seels vir jare en jare en jare.
So dis ook 'n belangrike ding wanneer jy die pivot inset om seker te maak dat daai pyp 100% loodreg is. Krities. Ons sit partykeer, ons het nie altyd die voorreg om die volle installasie te doen nie. Partykeer koop mense net 'n spulpunt, dan doen hy pypwerke self. As hy met die pype inkom en hulle druk hom bietjie van posisie af. Hy het wel eisters wat hom in posisie vashou. Maar soos op alle gegalvaniseerde strukture is daar speling op die boutgate. En as 'n ou nie seker maak jou pyp kom senter in nie, gaan hy vir jou na tyd die seels vreet. So doen jy die ding reg die eerste keer, gaan jy baie jare se diens uit kom kry. Want ek sien nou hierdie wat jy nou sê, né? En ek probeer nou dink of ons ander pivots daai goeders in het en ek wil vir jou sê ek dink nie hulle het nie. Ek dink ons het net die gewone struktuur met die pyp wat afkom. Die meeste fabrikate het 'n vorm van hegting daaronder om die pyp in die middel te hou. Maar soos ek sê, mens moet altyd in gedagte hou die inherente tipe struktuur waarmee jy werk, 'n gegalvaniseerde struktuur soos hierdie, se gatgrootte is altyd daai bietjie groter as wat die bout is. En dis hoekom jy 'n bietjie speling het en hoekom jy hom kan verkeerd forceer. En as jy op 'n plaas kom en daai stitte is uitgehaal, mense moet weer die manne te maak pas. As jy hom maak pas, gaan jy moeilikheid hê. As jy hom maak pas, hy word nie lekker hier invat net met jigga om sommer net so bietjie hierdie kant en dan het jy moeilikheid. Nie nou nie, maar soos 'n pyp wat jy oordruk hardop. Hy loop vir 'n paar jaar aan bars uit. Maar ek meen in die kort en die lank is as jy dink daaraan hoe daai ding hy moet presies regloop en nou kry jy dit laat hy dit doen. As hy elke keer wat hy verbygaan omdat die pyp skeef is. Ja. En dit is basies hoe hom uit. Hy gaan. Okay, dan net in terme van opsies, né? Jy kan my help met enige ding wat op die mark beskikbaar is wat op 'n pivot kan kom wêreldwyd al uitgedink is, dit het julle, né? Ja. So maak nie saak wat my behoefte is, die sender 360 kan my uitsort. Ons sal so kan maak. Jy sê nou so, daar's baie spuite byvoorbeeld op die spulpunte beskikbaar. Maar ons gebruik die beste wat geld kan koop as standaard. En ons is nie lief om na goedkoop spuit toe te gaan nie. Dood eenvoudig net omdat dit die belangrikste deel van die masjien is. Jy kan die wonderlikste masjien hê, maar as jy nie water reg en ordentlik op die grond sit en dit in die grond kry sonder om te seël, sonder om te spoel nie, wat het jy eintlik gedoen? Stem 100% saam met jou. Ek het altyd gesê die snaakse ding van besproeiing is 90 kan hoeveel kunsmisgeld wat jy in kunsmis en al die goed spandeer en 90% van jou oes lê in jou besproeiing. Ja. Right. Dit is teens hierso van Senter 360. Elke keer as ek hier kom dan lus ek al hoe meer ene, nê. So, ons moet nou maar nog 'n nuwe stukkie grond gaan bykry dat ons 'n vars pivot kan opsit. Ek dink is tyd. Dis die van Fastpace af. As jy belangstel, linkie bo of hieronder. Tot volgende keer. Groete.